Dankie Here. Dankie Here vir 'n wonderlike voorreg vir Here om vanmôre hier te kan staan, Vader. En U naam te kom groot maak, Here. Ja, Here, want U naam is liefde, Here. U is die God, Here. U is die God van Abraham, Isak en Jakob, Here. Ons kom vanmôre en ons val voor 'n lewendige God, Vader. En ons sê, Here, wees hierdie sondaars net genadig, Here. Want teen U alleen het ons gesondig, Here. Ons het gedoen wat verkeerd is in U oë, Vader. Ja, Here. Die dag daar by die troon, Vader. Jesus, ek bid elke dag, Here, moet ons nie alleen laat nie, Vader. Ja, Here, en as U ons kom haal, Here, kom vinnig, Here. Want hierdie vieslike wêreld wat ons in leef, Here, hierdie moord en doodslag, Here, dis nie vir U kinders nie, Here. Ja, Here, U kom ons eers haal, Here. En ons ry met die eerste bus, Here, nie met die tweede bus nie, Here. Ek wil nie met die tweede bus ry nie, Here. Ek wil met die eerste bus ry, Here. Ek vra U elke dag mooi, Here, moet my nie vergeet nie, Vader. Asseblief, Here, my koning. Want deur die bloed van Jesus, sy seun, is ons vergewe en verlos. Kragtens die ryke genade van God, die Vader, in Jesus naam. Amen en amen. Sê vir die ou langs jou, welkom. Ek sien dit nie, ek sien nie, ek sien nie julle sê dit nie. Sê vir hom welkom en sê vir hom ek is lief vir jou. En die ou agter jou ook. Ek sien niemand draai om nie. Maar die roep van julle daar agter, julle kan julle myself in die spieël vaskyk, want daar is niemand agter julle nie. Baie welkom vanmôre hierso. Soos Toby laas Sondag gepreek het. Is jy hemelmateriaal? Kyk, ou Tobias weet om my besig te hou in die week hoor. Ek het die hele week toe Sondag by die huis kom, toe sê ek, "Ja. Kyk ou maatjie van my, jy weet, hy hou my besig hoor ek." En ek het die hele week daaraan gedink en gesê, "Ja. Is ek werklik hemelmateriaal?" Dit het met my gespook. Nie dat ek bang is vir 'n spook nie. Maar dit het my gespook, as ek my kon kry, ek het naderhand gesê, nee, ek gaan nou nie my werk mee doen nie, ek gaan nou my rekenaar toemaak, want as ek die rekenaar oopmaak, dan dink ek aan Toby. Is ek hemelmateriaal? Dit het my hart gevat hierdie week, en dit het my baie laat dink. Is ons, het jy die week al dit vir jouself gevra? Steek hande op wie, en ek glo julle nie. Wie het dit vir homself gevra? Ek kom net vanaand kyk, wie was nie in die kerk nie. Nee, hy is 'n fantastiese, dit is heel interessant man. Is ons waardig om ons hemel met materiaal genoem kan word? Is ons dit waardig? Jy moet daai vraag vir jou vra. Ek dink die mensdom het nog baie werk. Ek persoonlik. En ek self ook. Om hemelmateriaal te wees, moet jy werk. Jy kry dit nie verniet nie. Jy moet werk daarvoor. Regtig. Jy krap dit nie uit daar by Pick n Pay op die rakke nie. Jy kry dit nie daar nie, jy kry dit in die kerk. Jy kry dit in jou stilte tyd. Daar gaan jy dit kry. Ek vra die Here elke dag, maak my waardig om U kind genoem te word. Wees hierdie sondaar genadig. Daar is natuurlik verskillende voorskrifte. En nou moet julle mooi luister.
Dit is beter om die waarheid te hoor, wat jou uitdaag, as die leuen, wat jou gemaklik hou. Hoor julle? Jy sien die pastore vandag preek, die leuen, om jou gemaklik te hou. As jy huis toe gaan, moet jy nie gemaklik wees nie. Jy moet dink, soos ek gedink het die week, soos Toby vir my gesê het, is ek hemelmateriaal. Dan weet ek, jy kom by die voete van Jesus uit, daai week. Hierdie soft goedjies werk nie. En by my gaan jy dit in elk geval nie kry nie. Ek preek wat die woord vir my sê, en soos die woord vir my sê, ek moet dit doen. En hier is die eerste leuen. Dink julle, God is lief vir alle mense. Dink julle God is lief vir alle mense? Liesel sit daar vir my op Spreuke 8 vers 17. Ek het lief, die wat my lief het, en die wat my soek, sal my vind. As jy nie na God soek nie, is hy nie lief vir jou nie. Daai man of daai vrou wat daar langs jou sit, as sy jou nie lief het nie, gaan jy haar lief hê? Nee, jy gaan nie, wees eerlik man. Ja, jy gaan haar nie lief hê nie, ek sal nie, ek sal die pad vat. Yes, as my vrou my nie meer lief het nie, dan gaan ek loop. Ek gaan 'n paar keer probeer, maar as ek daai gryskop so ken soos vandag, is 'n moeilike vrou daai mense. Maar prys die Here, ek en sy was donderdag 44 jaar getroud. Jesus, ek gee vir haar 'n hande klap, ja. Jo, my moet 'n gespook en 'n gesukkel, maar prys die Here. Die Here het my 'n goeie vrou gegee. Dit is deur haar dat ek vandag hier staan. Daar is hy. Prys die Here man, dit is net lekker. Dit is net lekker om getroud te wees, as jy 'n goeie vrou het. Amen, prys die Here. Net vinnig gepraat nou, net hier kyk. Soek jy nog na God? As jy hom gevind het, wat doen jy? Luister jy nog na hom? Jy sit al 30, 20, selfs 10 jaar in die kerk. Jy moes hom al gevind het. Of het jy hom gemis? Luister na wat sê die woord van die Here, Spreuke 8 vers 36. Maar hy wat my gemis het, benadeel sy eie lewe. Almal wat my haat, het die dood lief. As jy die Here gemis het, gaan hy hom vermis. Hy gaan verbygaan, jy gaan hom mis. En hier kom die tweede leuen. Die bekende vers in die Bybel. Luister eers voor jy begin oordeel. Almal ken Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe te kan hê. En hierdie vers 19, is ook waar. En dit is die oordeel, dat die lig van die wêreld gekom het. En die mens het
die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Jy sien, die leuen hier is dat die mens lees net vers 16. Hulle lees nie verder nie. Want as jy in duisternis lewe, het jy die lig nie lief. Maar as jy vers 16 wil laat werk, dan moet jy ook vers 21 gaan lees. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat die werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Dit help nie, jy lees net een versie, vers 16 nie. Dis wat die meeste pastore en die meeste mense quoteer net vers 16. God het die wêreld so lief gehad. Maar as jy verder gelees, as jy nog in duisternis lewe, en jy hou nog party en jy gaan nog te kere, dan werk daai vers nie vir jou nie. Hy werk glad nie vir jou nie. En hy sal ook nooit vir jou werk nie. Jy kan van die Here niks wegsteek nie. Vir die Here kan jy niks wegsteek nie. Daar is net twee goed wat jy vir mense kan wegsteek. Net twee goed wat jy vir mense kan wegsteek. En dit is dronkenskap en swangerskap. Jy kan dit nie vir mense wegsteek nie. Die mense kan dit sien, maar vir God kan jy niks wegsteek. Dronkenskap kan jy ver sien, jy kan hom met 'n myl sien. 'n Jong dame wat swanger is, kan jy ook met 'n myl sien. Jy kan dit vir niemand wegsteek nie. Die res kan jy vir God niks wegsteek. Verslawing. Almal sukkel met verslawing. Soos ons vanmôre getuienis gehoor het. Een van die moeilikste verslawings om van los te kom, is alkoholverslawing. Dan pornografie. En dan kom ons by die grootte, die drugs. Hoe meer jy dit wil los, hoe minder gaan jy. Jy gaan dit nie los nie. Hoe meer jy wil, hoe minder gaan jy. Vra my, ek weet. Jy moet eers dit met iets anders te vervang. Jy moet dit vervang met die woord van God. As jy voel jy is nou lus vir 'n dop, gaan jou binnekamer in en lees jou Bybel. Dit gaan moeilik gaan. Dit gaan baie rof gaan. Jy gaan op jou tande kners. Maar die woord sê jy moet op jou tande kners. Jy gaan bitterlik ween. Jy gaan kwaad raak vir die Here. Maar dit sal weer regkom. Na die 4de, 5de keer gaan ek jou beloof, dan het jy al vergeet van daai dop. Jy het vergeet van daai dwelm. En jy het vergeet van daai pornografie. Daai arm tannies, daai tannies wat nie klere het nie. Ja, sies tog. Ons moet tog vir hulle klere bring eendag, Debbie. Ons die kerk kan aflewer vir die tannies wat nie klere het. Nou kom ek by my preek uit. Praktiese Christendom. Hebreërs 13 vers 1 en 2. Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Jy kry mos sulke mense,
daai klippie in die skoen. Geïrriteerende mense, jy kry hulle mos. Ek noem dit sommer maar net emosionele wisselvalligheid, 'n geestestoestand. Pastoor Eben het eendag hy briefie hierso op die hoog neergegooi, wat die mense nie gelees het nie. Was vraag 7 gewees. Emosionele wisselvalligheid. Ek noem dit, mense wat jou nie groet nie, ly aan emosionele wisselvalligheid. Geestestoestand. Kom ons vir jou bid. Jakobus 2 vers 13. Want die oordeel sal barmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie, en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Iemand wat ander mense werklik sonder liefde en gevoel behandel, sal dieselfde liefdeloosheid en gevoelloosheid by die finale troon oordeel ervaar. Jy gaan daai selfde liefdeloosheid en gevoelloosheid daar by die troon eendag ervaar, as jy ander mense swak behandel het. Jy gaan dit ervaar. Jy gaan alleen daar staan. En ek beloof jou, jy gaan jou kop nie optel nie. Jy kan nie. Jy gaan op die grond neerval. As iemand egter liefdeloos, liefdevol en sensitief teenoor ander mense optree, beteken dit dat daar by die oordeel niks teen so 'n persoon gesê sal word nie. Daar sal niks teen jou gesê word nie. Jy sal binne toe genooi word. Net soos jy daai persoon binne toe genooi het. En as jy hom weggejaag het, jy hom swak behandel, en jy ook weggejaag word. Ken jou nie. Party mense is mos bang om ander mense te groet. Hulle kan 'n mens mos nie in die oë kyk nie. Hulle is statusbewus. Rykdom en status tel nie by God nie. Rykdom en status tel nie by God nie. Of jy nou die bankbestuurder is, of jy nou die pastoor is met 15 grade, of jy nou 'n kaptein in die polisie is, 'n majoor in die polisie is, Trustbank se bestuurder is, dit tel nie by die Here nie. God stel net belang aan jou siel. En jy moet mense groet en jy moet mense mooi hanteer. Ons pastore wat hier staan, ons bring net die woord. Tobie te graad, pastoor Eben te graad. Ek het een, Dani het een. Dit maak ons nie beter mense as julle nie. Ons is dieselfde as julle. Ons toilet toe gaan en daai papier keer, dan is die vinger ook vuil. Selfde as julle. Daar is nie 'n verskil nie. Ons is net mense. Ons bring net die boodskap. Hebreërs 13 vers 5. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. Sorry, ek moet weer van voor af lees. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal julle nooit vergewe en julle nooit verlaat. Wees tevrede met wat julle het en moenie heeltyd agter geld aan hardloop nie, asof dit die belangrikste ding op aarde is nie. Jesus sê, ek sal jou nooit alleen laat en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Nou wil ek hierdie gebruik, net as 'n voorbeeld. 'n Familielid van my was so geldgierig, het mense gevloek.
Hy het neergekyk op mense. Hy het nie saak met mense gehad nie. Want hy het in 'n groot dubbelverdieping huis gebly. Hy het mooi karre gery. Hy het geld gehad. Jy mag nie eens op sy sypaadjie gestop het nie. Want hy jou stikkend gevloek. Maak nie saak wie hy was nie. Hy het die Here heeltemal gemis. Ek het hom gaan uithaal uit sy kar uit. Self vergans. Uit sy huwelik uit. Uit sy vrou, uit sy kinders uit. Ek het hom begrawe. Toe vra die familie vir my, waar gaan hy heen? Toe sê ek, die woord sê hy gaan hel toe. Baie kwaad vir my gewees, die familie. Ek praat net die waarheid. Was nie ander plek nie. Want hy het die Here nie geken nie. Hy was 2 keer by my in die kerk gewees. Agterna dan hoor ek, my broer loop met sy Bybel onder die arm en hy vertel my 'n klomp stories. Mag hy maar net daai dag sy hart vir die Here gegee het. Was hy vandag aan 'n ander plek, nie in die hel nie. Want ek 'n ander familielid, 'n regter in Bloemfontein, baie nederige mens, 'n goeie mens. Hy gaan enigiets vir jou doen. Hy gaan vir jou pad oopmaak vorentoe. Dit gaan baie goed met hom. Dit gaan verskriklik baie goed met hom. Die ander een het die Here heeltemal gemis. Hy verdien die dood, soos die woord sê. Hebreërs 13 vers 8. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in alle ewigheid. Jesus is die voorbeeld. Jesus bly immers dieselfde. Soos hy gister was, is hy vandag, sal hy môre ook wees. Ons moet ook so wees. Ons het mos nie elke dag dieselfde persoonlikheid. Dit hang af hoe jy opstaan, oggend. En as jy mos nou verskriklik omgeklap, van dan moet jy maandag moet werk toe gaan. Dis hoekom ek nie op 'n maandag werk nie, ek gaan nie eens dinsdag werk. Maak sommer 'n grappie. Nee, mense, jou gemoed moet elke dag dieselfde wees. Ek sê mos altyd, as jy nie kan lag nie, vat hierdie 2 vingers van jou. Vat, tel op jou hande, ek wil sien. Tel op. Anton, tel op. Vat hom so, druk hom hierso. Jy sien jy gaan lag. Jy gaan nou lag. Sê. Yes, julle moet hier kom staan man, ek kom kyk jy hoe lyk jy. O. Ek kry pastoor Eben baie keer baie jammer, regtig. Yes. Ja, lag 'n bietjie man, met 'n bietjie lag. Dis goed. Dit hou jou jonk. Dit hou jou jonk, ja. Hebreërs 13 vers 15. Laat ons gedurig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Laat ons God daarom gedurig prys en mooi dinge oor hom sê, omdat Jesus dit vir ons moontlik gemaak het. Dit moet 'n mens doen. Om openlik te sê dat hulle aan God behoort. Hebreërs 13 vers 16. Vergeet die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers. Onthou ook om goed te wees vir ander mense. Gee ook van hulle wat jy het. God hou daarvan as ons so maak. Dit is praktiese Christendom. Wat nie is nie. Moenie selfsugtig leef nie. Spreuke 18 vers 1. Hy wat hom afskei, soek sy eie begeerte.
Hy bestry alles wat waarlik tot voordeel strek. 'n Selfsugtige mens wat net vir homself leef, soek altyd rede om sy rug of sy sy vir iemand anders te draai. Mense, ek was ook daar. Ek was ook 'n baie selfsugtige mens gewees. Ek het van jou as mens niks gedink nie. As ek voor jou geloop het, dan sou ek dit gedoen het. Ek het nie van mense gehou nie. Dit is 'n sonde. Dit is 'n groot sonde. Ja, nee, kom ons los nou daai een van 'n ander preek vandag. Maar dit is baie groot sonde. Ek het nie van mense gehou nie. Ek het van mense gehou as ek hulle kan uitrap. Ek kan hulle sleg sê. Ek is by die werk gewees, ek staan aan 'n kandidaat, hulle kan my niks doen nie. Want ek gehou van mense om my se sleg te sê. Maar dit is bitter, bitter, bitter lelik. Vra vir die Here elke dag, wees my genadig. Spreuke 18 vers 6. Die lippe van 'n dwaas kom met 'n getwis en sy mond roep na sla. 'n Dwaas raak die vreeslike goed oor ander kwyt. Dit maak mens woedend. Hulle wil later niks met hom te doen hê nie. Spreuke 8:17. Die mond van 'n dwaas is sy ondergang en sy lippe is trik vir sy lewe. 'n Dwaas se ondergang is sy mond. Hy praat te veel en skinder oor almal en vertel 'n spin leuns. Naderhand verstoot almal hom. Spreuke 18 vers 8. Die woord van 'n kwaadsoeker is soos 'n lekker stukkie sjokolade. Dit gly af na die binnekamer toe. Mense wat mos lekker skinder, dit gly mos lekker af. Jy skinder saam, jy vat dit ook. Jy wil meer hê. Net soos daai stukkie sjokolade. Jy soek meer. Dra goeie vrugte. Los die geskindery. En die Here sal jou gedurig deurlei en jou siel versadig in dorplekke en jou gebeente sterk maak en jy sal wees soos 'n tuin wat goed besproei is en soos 'n fontein waar waters waar daar nooit teleurstel. Regte godsdiens praat nie net nie. Jy moet dit doen ook. Daarom moet ons ontslae raak van elke stukkie gemors en vuilheid in jou geestelike lewe. Jy moet dit toegooi. Gooi dit weg. Doen wat God vir jou sê. Daar wag 'n groot verrassing op jou as jy maar net daar sit en luister en niks doen nie. Jy dink dalk jy sit mooi godsdienstig hier in die kerk. Eintlik is jy besig om vir jouself te lieg. Het al sulke mense in my lewe nagekom. Hy sit vir homself en lieg in die kerk. Handjies op, halleluja. Ja. En met hierdie punte wil ek afsluit. Gebruik God se maatstawwe om mense mee te meet. Hier is 66 boeke in die Bybel. 39 in die Nuwe Testament, 27 in die Ou Testament. Het julle al gelees? Dit gaan vir jou gevra word eendag. Soms gaan jy vra, het jy my storie gelees?
Ja, hy gaan jou vra. Koning Dawid gaan jou vra, het jy gesien daar waar ek Betseba, daar waar ek maar gekuier het jy dit gelees? Hy gaan dit vir jou vra. Dis nou my kant van die, ek praat seker nou nie baie waar nie, maar dis my gevoel. Ek glo, want ek gaan dit vir hom vra. Wat soek jy daar? My mond is te groot. Nie dit vir hom vra nie. Ek wil net die Here sien. Maar die dag as ek die Here sien, gaan ek in elk geval so groot skrik, ek gaan op my aangesig val. So groot is God, ons skepper. Ja, hy kom ons een van die dae haal. Glo en doen is die regte kombinasie. Wat kies jy, die mense lewenstyl of God se lewenstyl? Het julle nou weer gesien met hierdie matrieks wat nou hier na die ryf toe gegaan het? Bamsumtoutie, sien nou onder in Hartenbos ook. Die matriekryf. Wie weet daarvan? Ken julle dit? Mense, wat daaraan gaan is iets verskrikliks. Verskrikliks. Ons jong mense is ons hemel met materiaal. Dis Toby gesê het. Jy weet nie daai nie. Kan jy nie sê nie, ek glo nie. Want baie van hulle gaan soontoe. Dan kom sy terug met iemand anders, 'n babietjie. Baie, word so gebeur. Hoop nie een van julle se dogters is daar nie. Gelukkig ek het seuns gehad. Ek het nie dogters gehad nie. Prys die Here daarvoor. Sit en wag voor jou mond. Leef vir die Here. Hou moed, die Here kom. Nou wil ek so 'n bietjie met die manne praat. Daai vrou in jou lewe, behandel haar baie goed. Kyk mooi na haar. Kyk baie mooi na haar. Want jy het 2 plekke dit beloof. Jy het dit vir haar ouers gevra, die dag toe jy vir haar om te trou, en jy het dit vir die Here gesê ook. Miskien as haar ouers al oorlede, jy kyk nog steeds na. Die Here is nie dood nie, hy leef nog. Jy kom voor hom staan. Wat het jy met daai vrou gedoen? Het jy haar mooi behandel? Nie mishandel nie, mooi behandel. Soos my broer eendag vir my sê, jy sê jy slaan nie 'n vrou nie, jy skop haar. Ek sê nee, ek is te lief vir my vrou. Ja manne, dis die waarheid. As jy jou vrou swak behandel, sy is nie jou vloerlap nie. Gaan jou gebede nie verhoor word nie, sê ek nou vir jou. Jy kom nie ook nie na my toe nie, want ek gaan jou nie help nie. Ek gaan nie vir jou bid nie, ek beloof dit nou vir jou. Jy moet regkom. Jy moet die priester van die huis wees. Want 'n vrou wat moan en groan en soos 'n druppende dak, jy ken mos daai is mos 'n aardige bly gedrup daai. Baie vrouens is so. Gaan in jou binnekamer en bid en vra vir die Here, wat is my probleem? Ek sal dit regmaak. Maar julle gebede gaan nie verhoor word. Glad. Jy kan maar bid vir hy karavan en hy boot, hy gaan nie kom nie. Beloof dit vir jou, hy gaan nie kom nie. Ek het ook al baie keer gedink, soos daar in Spreuke 21 vers 9. Die hoek van die dak, ek wil daar gaan bly. Spreuke praat daarvan. Dit is beter om op die hoek van die dak te gaan bly, as by 'n twisserige vrou. Dan kom ek agter, is 'n bietjie koud hierso. Dan klim ek maar weer af. Dan vra ek weer, jammer skatie, kan ek maar by jou inkruip? Dis wat die manne doen. Jy het nie nodig op die dak gaan bly, slaap langs jou vrou, man. Maar hoor wat ek vandag vir julle sê. Kyk mooi na julle vrou. Luister na haar. As dit nie vir my vrou gewees het, ek nie vandag hier gestaan. Kyk mooi na jou vrou. Luister na, sy sê altyd goeie raad gee.
Altyd. Daar's party dae wat jy so 'n bietjie moet wegdraai en dan loop jy maar en dan sê jy, dis reg. Jy sal dit later kom doen. Wat doen dit? 'n Vrou sal nooit twisterig word nie as haar man mooi behandel. Net twisterig. Kry die Here aan julle kant en dien die Here saam. 'n Huwelik waar die man alleenig trek en die vrou trek nie saam met hom in die bediening nie, dit werk nie. Al twee moet saam. Die vrou moet die man ondersteun. As enige pastoor, hy kom doen huisbesoek by 'n oom. En die oom vra vir hom, pastoor, wil jy koffie hê? Hy sê, ja, asseblief. Lekker wees. Hy sê, skattie, roosblommetjie, knoppie, boutjies, kom gou hierso. Jesus, en die pastoor sê, maar jou vrou het mooi troetelnaampies, jy het mooi troetelnaampies vir jou vrou. Hy sê, ja, ek het haar eerste naam al 20 jaar terug vergeet. Dit moet nie so wees nie. Dit moet nie so wees nie. Dit moet nie so wees nie, mense. Regtig. Okay, nou wil ek afsluit met hierdie twee wil ek afsluit. Spreuke 11. Nee, voor dit. Vertroetel daai vrou van jou. Gee aandag aan haar. Al lyk sy nie meer soos 40 jaar gelede nie. Jy ook nie. Jy lyk ook nie meer soos 40 jaar terug. Spreuke 11:22. Jy moet hierdie vers wil ek afsluit. 'n Goue ring in 'n vark se snoet, so is 'n vrou wat mooi is, haar sonde bely. Vers 31, Spreuke 31 vers 30. Die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Nie die wat los is soos 'n tuinhekkie nie. Kry mos die tannies wat so los is soos 'n tuinhekkie. Vrou wat die Here prys, sy verdien om geprys te word. Amen. Prys die Here. Nou wil ek, al die dames moet vandag opstaan vir my. Mans moet sit. Al die dames. Die mans moet sit. Want vandag is jy niks nie. Ek wil vandag vir die vrouens bid. Ek net seker maak al die Julius, ja, jy is so kort ek. Daar is hy. Steek julle hande in die lug op. Abba Vader, Here my God. Ek kom vanmôre na U toe, Here. U sien elke vrou vanmôre hier, Here, wat die hand opsteek, Here. Ja, Here, party van hulle roep na U. Party van hulle, Here, roep na 'n man, Here. Party van hulle, Here, het baie verdriet in hulle lewe gehad, Here. Party van hulle is siek, Here. Kyk haar arms, Here. Luister na haar hart, Here. U ken haar hart, Here. En U ken die man wat daar langs haar sit, Vader. Ja, Here, laat sy daai man sal ophef, Vader. En sal ondersteun, Here, U werke, Here. Here, ek sien elke vrou vanmôre hier, Vader. Ek sien haar ingang en ek sien haar uitgang, Vader. Ek sien dat haar koskasse sal vol wees, Here. Dat haar kinders na haar sal omsien die dag as sy oud is, Here. Ja, Here, en ek vra, Here, U genade en liefde elke dag oor haar sal skyn, Here. U Shekinah lig oor haar sal skyn, Here, dag en nag, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie.